Bybel vir kinders bied aan 'n geliefde seun word 'n slaaf. Geskryf deur Edward Hughes en gelees deur Oom Flip. Isak was baie gelukkig. Sy seun Jakob was by die huis. Selfs Esau, wat gesweer het om sy broer dood te maak, was bly. Josef se broers het vir hom kwaad geword wanneer hy hulle vertel het van sy drome. My gerfgraan staan regop, terwyl my broers se gerwe voor my gerf buig, sê Josef. Die droom het beteken dat Josef belangriker is as sy broers. In Josef se tweede droom het die son, maan en sterre voor hom gebuig. Selfs sy vader Jakob was kwaad vir hom, oor hy homself meer geag het as sy ouers en broers. Eendag stuur Jakob vir Josef na die veld waar sy broers vee opgepas het. Sy broers het hom van ver af gesien kom en gesê, kom ons maak die dromer dood. Josef het nie geweet van die gevaar wat vir hom wag nie. Reuben, die oudste broer, het nie saamgestem nie. Ons moet nie bloed vergeld nie, sê hy. Kyk, hier is 'n put, kom ons gooi hom daarin om te sterf. Reuben het beplan om Josef die aand daaruit te haal. Met Josef se aankoms het sy broers hom gegryp en sy kleurvolle jas wat Jakob spesiaal vir hom gemaak het, uitgetrek. Daarna het hulle hom in die aaklige put gegooi. Terwyl Reuben nie daar was nie, het 'n groep mense met kamele daar verbygekom, op pad na Egipte. Kom ons verkoop Josef aan hulle, het Judas sy broer gesê. Hulle het Josef verkoop vir 20 sikkels silwer. Hartseer en bang is Josef hulpeloos weggelei, saam met die kamele, weg van sy familie en sy land. Is dit Josef se jas? Dit is bebloed. Ons het dit in die woestyn gevind. Die wrede broers het Jakob laat glo dat 'n wilde dier sy geliefde seun verskeur het. Jakob het sy kleure geskeur en gerou. Niemand kon hom troos nie. In Egipte moes Josef baie alleen en bang gewees het. Miskien het hy huis toe verlang, maar hy kon nie ontsnap nie. Hy was 'n slaaf in die huis van Potifar, 'n belangrike Egiptenaar. Potifar het gesien Josef is hardwerkend en baie betroubaar. Alles wat jy doen is goed, het Potifar aan Josef gesê. God is met jou. Ek wil hê jy moet my hoofdienaar wees en in beheer van al my besigheid en hoof van al my dienaars wees. God het aan Potifar 'n goeie oes en baie skatte gegee ter wille van Josef. Josef was 'n belangrike man, maar het God nog steeds vertrou en getrou gedien, maar hy het moeilikheid gekry. Potifar se vrou was 'n slegte vrou. Sy het Josef gevra om haar man se plek in te neem. Josef het geweier. Hy sal nie teen God sondig deur Potifar na te kom nie. Die vrou het hom probeer forceer, maar hy het weggehardloop. Sy het hom gevang en sy jas gehou. Jou slaaf, jy het my aangeval, het Potifar se vrou gesê. Kyk, hier is sy jas. Potifar was baie kwaad. Miskien het hy geweet sy vrou lieg. Hy moes iets doen. Wat moet hy doen? Potifar het Josef in die tronk gesit, alhoewel hy onskuldig was. Was Josef nie kwaad nie. Miskien het hy geleer dat ten spyte van al sy probleme, maak nie saak waar hy is nie, solank hy God eer, God sal hom eer, selfs in die tronk. 'n Storie uit God se woord, die Bybel, Genesis 37 en 39. Die einde, onthou om jou Bybel elke dag te lees en te bid, en jy sal sterk word en opgroei in die woord van God.